Belasting kan 'n groot kopseer wees, maar daar is slim maniere om voordeel te trek terwyl jy vir jou ou dag spaar. Elisay Kutse van Everest Wealth is vandag hier om ons so 'n bietjie meer te vertel oor die belastingvoordele van artikel 11F. Welkom terug Elisay. Lekker om hier te wees. Wat is artikel 11F? So artikel 11F is die inkomstebelastingwet eintlik maar 'n tipe van 'n besparing of 'n voordeel wat jy kan uitoefen om te spaar vir aftrede. So daar's sekere fondse betrokke en wat deur SARS goedgekeur is natuurlik, ja. So watter tipe fondse kwalifiseer vir die artikel 11F aftrekking? Okay, so onlangs of nie so 'n paar jaar terug is voorsorgfondse goedgekeur. Dit is nou Provident Fund. Ja. En dan is pensioenfondse, pension funds en aftreeanniteite. So dis tipies jou aftreespaar beleggingskeuses. Nou 'n belangrike vraag, hoeveel mag 'n belastingpligtige jaarliks bydra en aftrek onder hierdie artikel? So artikel 11F word saamgestel deur 3 faktore. So dis jou belasbare inkomste, 27.5% daarvan, of jou belasbare inkomste met 'n kapitaalwins komponent inbereken, of die mindere van daai twee, of dan nou 'n maksimum van R350.000. So dit is op die maksimum waar jy die voordeel kan ontvang. As jy enigiets meer as dit bydra, rol dit dan nou net oor na die volgende jaar toe. Nou wat gebeur as jy meer bydra as die aftrekbare beperking? Ja, soos ek gesê het, dit rol oor na die volgende jaar toe, maar dit kan ook 'n risiko inhou vir jou, want as enigiets met jou gebeur, kan dit ook 'n bate in jou boedel vorm, hoewel dit nou nie werklike fondse in jou boedel is nie. Dit kan 'n bate in jou boedel vorm. So as ek 'n voorstel kan maak, as dit jou bedoeling is om dit te doen en jy het geld om te belê, jy weet, en jy kan dalk te bekostig om dit te doen dat dit oorrol, dan doen jy dit. Maar as jy dan nou jy weet van die maksimum belasbare voordeel wil gebruik, maar stop by daai belastingvoordeel. Hoe beïnvloed artikel 11F jou huidige belastingrekening? Dalk net om so 'n bietjie meer uit te brei. So as jy dit so in so sin kan sien in leektaal, nou eenvoudig. As jy na anniteit of aftreefonds toe bydra, dan verlaag jy jou inkomstebelasting betaalbaar. So met ander woorde, jy dalk op 'n 45% belastingskuld of 41% belastingskuld of wat ook al. Wanneer jy 'n bydrae maak na jou anniteite, dan trek jy dit af by jou belasbare inkomste en dan val jy dalk in 'n nuwe skaal. So jy maak jou belasting betaalbaar minder. Is definitief opsie om te oorweeg. So praat met jou finansiële adviseur dat hulle daai berekening vir jou doen, dat jy kan sien wat kan jy nog bydra om meer belasting terug te kry op die einde van die dag. Is die belastingaftrekking beskikbaar vir alle belastingbetalers? As jy inkomstebelasting betaal, is dit ideale opsie om te oorweeg, want dit werk op die inkomstebelastingwet. En wat is die belastingimplikasies wanneer jy geld by aftrede of onttrekking neem? Ja, so wanneer jy nou jou ouderdom bereik 55, dan word jy bietjie beter belas wanneer jy onttrekking maak. As jy voor dit 'n onttrekking maak, dis nou meer met daai 2-potstelsel betrokke. Ja. Dan sal ek nie noodwendig voorstel nie, want jy word weer belas op daai wat jy nou weer trek ten opsigte van inkomstebelasting, dan gaan hy nou weer opgaan. So wanneer jy aftree 55 of ouer, kry jy 'n lomsom van R550.000 belastingvry, met ander woorde belas teen 0%. En jy kan tot en met 1/3 onttrek. Enigiets meer as R550.000 word belas teen 'n skaal nou weer, maar die 1/3 word 550 teen 0 belas, 2/3 word jy natuurlik, kan jy nou belê in 'n lewende of 'n lewensanniteit, wat ons vroeër ook bespreek het in 'n vorige program. Goed, Elisay, waarom is dit so belangrik om artikel 11F te gebruik of toe te pas wanneer dit kom by iets soos 'n mens se finansiële beplanning? Baie min mense weet dat hulle 'n produk kan gebruik om hulle inkomstebelasting te verminder. So hierdie is die amper kan ek sê unicorn. So asseblief, praat met jou finansiële adviseur, maak gebruik hiervan. Al is dit maar net inligting wat jy inwin om te kyk hoe kan ek volgende jaar se belastingbesparing toepas. So hoekom wil jy nou nie dit oorweeg nie? Dis definitief 'n opsie. Dink jy mense is genoeg ingelig wanneer dit by hierdie spesifieke beginsel kom? Nee, glad nie. Hierdie klink soos Grieks vir jou. Artikel 11F, wat is hierdie nou? Ja, Maar ek seker as jy met jou finansiële adviseur praat en jy verduidelik vir hom, stuur vir hom jou nuutste belastingopgawe. Laat hulle bietjie kyk wat het jy daar gedoen, wat het daar plaasgevind. Dan doen hulle berekening vir jou en dan kyk hulle wat kan hulle jou bespaar in die volgende belastingjaar. Dit sal nogal jy gaan nogal verbaas wees. So definitief.
En ons kykers kan julle ook raadpleeg in hierdie verband. Asseblief, maak kontak met ons. Nou wil ek ook vir jou vra, wat is dalk, ek weet nie, ons kan dalk meer as een, maar sommige van die grootste foute wat mense in die verband maak. Ja. Wel, op die eerste, soos wat ons vroeër ook genoem het in die program, toe met Pieter hulle gesels het, dit is op die einde van die dag gaan dit oor tyd. Ja, jy het ook nie genoeg geld om te spaar nie, maar jy het jou leefstyl so aangepas dat jy eintlik geld in allerlei gate insit wat nie eintlik noodsaaklikhede is. En jy sien dit dalk as 'n noodsaaklikheid, maar op die einde van die dag jy het nie 'n goeie leervermoë geskep om te spaar nie. So ek hamer nogal op, moenie dink dat tyd in jou voordeel is nie. Tyd is dalk vir jou nadeel. Begin so vroeg as moontlik. Al is jy 40, al is jy 50 en jy het nog niks gespaar nie. Dis nooit te laat nie. Asseblief begin net te spaar. Wat ook al jy kan bekostig, spaar asseblief. Ja. Jy verwys na iets soos leervermoë. Hierdie is dalk nou so 'n bietjie meer van 'n persoonlike vraag, maar dis nogal iets waaroor ek ook baie sterk voel. Ek dink dat skole dalk ook so 'n bietjie meer onderrig kan toepas wanneer dit by so 'n onderwerp kom. Nie noodwendig nou artikel 11F nie, want ek dink is 'n bietjie hoe mense vuur maak plek, maar ek dink net oor die algemeen wanneer dit kom by iets soos belasting, om 'n mens jy weet van 'n baie jong ouderdom af al 'n bietjie meer te leer ook daaroor. Stem jy saam? Ek dink mense skrik amper as hulle hoor, o, jene, dis nou belasting, nou moet hulle belastingopgawes doen. Ja. E-filing maak dit eintlik so eenvoudig vir jou. Ek sê nie jy moet dit definitief self aanpak nie, maar as jy raad nodig het of so, kontak jou finansiële beplanner, kontak 'n belastingkundige om bietjie meer riglyne te kry. As jy weer sien is dit ook so eenvoudig om te doen. Die prompts is so maklik om deur te werk. Dis 'n vraagie wat jy antwoord, 'n tik van 'n knoppie wat jy aansit. As enigiets Grieks is vir jou, praat met jou finansiële adviseur. Dit is eintlik eenvoudig. As dit nou bietjie meer ingewikkeld raak, is dit natuurlik waar jy kommissies verdien, aftrekkings in opsigte van inkomste wat jy moet realiseer, huurinkomste wat jy moet begin versprei, daai tipe van goeders voorlopige belastingimplikasies. Dis nou wanneer jy definitief 'n belastingkundige nader, want hulle gee vir jou 'n bietjie meer tips en triks van hoe kan jy dit balanseer om seker te maak jy betaal minder belasting op die einde van die dag. Wel Elise, ons is baie dankbaar dat jy vanoggend hier kom kuier het om 'n paar wenke met ons te deel en is goeie wenke, so baie dankie. Dis 'n plesier, lekker dag. Nou goed, dit wys jou net. As jy betyds opstaan om Goeiemôre Good Morning te kyk, dan wys ons jou hoe om geld te spaar voor die son opkom. Bly ingeskakel want net hierna vind ons uit hoe PET-CT 'n skanderingswerk en ek weet die radiologie afdeling is tans regstreeks ingeskakel, so maak seker julle bly ook ingeskakel om te kyk wat julle alles gesê het. Ons is nou weer terug.